kort week, maar ek seker hulle maak pret daarvan. Dis ons gewoonte om so een keer 'n kwartaal net so 'n bietjie te gesels oor ons bouprojek en waar ons staan daarmee, en ons wil vanoggend net die geleentheid gebruik om vir julle 'n bietjie terugvoer te gee. Terwyl ek hierdie week dink daaraan, besef ek in my eie hart dat ons baie keer so in dit is dat 'n mens perspektief verloor oor hoe ver ons al gekom het. Om jou idee te gee, in Mei 2013 is dit die plek waar ek nou staan, dis hoe dit gelyk het, so 12 jaar terug. Daar was niks gewees nie, net 'n klomp bome. In Mei 2015 is dit hoe dit gelyk het, hier waar ek nou staan, min of meer. En daai selfde maand het ons so 'n klein diens, nadat ons daar by die skoolsaal kerk gehou het ons hiernatoe gekom en ons het so 'n klein diens gehou. Van julle was dalk daar gewees, sal dit onthou. En dit is omtrent 10 jaar terug wat dit gebeur het. En hier is ons vandag. En ons is gevul met dankbaarheid vir soveel dinge wat die Here vir ons gedoen het. Al hierdie klippe wat julle aan die kant sien, is getuienisse van mense wat in hulle lewens die Here se voorsiening ervaar het. Dit is getuienisse vir ons as 'n gemeente vir die Here se voorsiening. Hierdie jaar sover het daar 73 mense, nuwe familielede of lidmate van ons gemeente geword. Daar 27 mense gedoop. Die laaste maand was ons bywoning gemiddeld so 445 mense, saam met ons kinders in ons dienste. Daar so 170 mense wat die eerste 24 uur nadat ons diens hier was op YouTube aanlyn kyk. Deel van die diens was in die 24 uur wat daarna volg. Ons het so party son na 20 families wat daar agter in daai nuwe kindervertrek sit. En ja, vir julle wat bietjie ouer is, hulle raas baie keer so bietjie, maar kom ons kyk ook na die positiewe kant daarvan, dat daar's 20 gesinne wat nooit in die kerk sou gekom het as daar nie 'n spasie vir hulle was nie. Die Here het hulle vir ons gegee, en wonderlik is dat hulle ook as 'n gesin saam kerk toe kan kom. En so van al hierdie seëninge en die Here se goedheid, het ons op 'n plek gekom wat ons gesê het in die volgende 6 maande, min of meer, is daar so 4 goed wat belangrik is om aan te spreek, en dit is wat ons graag met julle wil deel vanoggend. Nou as jy 'n besoeker by ons as 'n gemeente is, jy kan regtig ontspan. Dis die eerste keer hierdie jaar wat ons so daaroor praat. Jy is onder geen verpligting om iets te gee nie, maar as jy saam met ons op hierdie reis wil kom van wat die Here doen, sien net daai foto's sien van hoe dit 10 jaar terug gelyk het en sien waar ons vandag is. En dit dink dat elke stoel wat hier is en dalk nog gaan kom, verteenwoordig 'n persoon wat in 'n verhouding met Jesus kan leef. Dan is jy ook welkom om deel te word van dit wat ons vandag oor gesels. Ons het nog nooit enige iemand onder druk geplaas by Impetus gemeente nie, maar ons het altyd gesê, ons gaan ook nie skaam wees om te vra groot vir die Here se werk nie. In 2025 hierdie jaar het ons amper 1 miljoen rand gespandeer aan ons bouprojek. Deur julle bydraes, deur funksies wat ons gehad het, uitverhuurings, toneelstukke, mense wat teater gebruik het en so aan. En dit het ons in staat gestel om die parkeerarea wat oor 'n R500.000 is te kan doen. Ons het daai agterste vertrek gedoen, ons het baie instandhoudingswerk, omdat die struktuur nou al 10 jaar oud is, kon ons dit ook gedoen het met daai R1 miljoen. Ons het amper R500.000 se inkomste gehad met uitverhuurings van ons teater. 500.000 wat ons nie sou gehad het nie. En ons was nog altyd ons hart dat wanneer julle bydraes gee as gemeentelede, dat dit direk in bedieningswerk kan ingaan. En ons is al daar, dat ons kan sê met die uitverhuurings kan ons ander goed aanpak, en die bydraes wat julle as gemeentelede gee, kan in bedieningswerk ingaan, wat ons as gemeente aanpak. So ons is so dankbaar teenoor die Here, en ek dink hierdie vers wat Dawid daar sê in 1 Kronieke 29 is vir my so waar vanoggend. Hy sê, maar wie is ek tog en wie is my volk, dat ons enigsins vir U kan gee. Alles wat ons het, kom van U af. En ons gee vir U net dit wat U reeds vir ons gegee het. En dis waarom ons altyd geglo het dat die gebou toe ons jare terug gedroom het oor hierdie plek, is maar net 'n middel tot 'n doel. Dis 'n plek waar mense heen kan kom. En ons het nog altyd gesê, ons wil hom nie net op 'n Sondag gebruik nie, ons wil hom elke dag van die week gebruik, en dit begin toenemend meer en meer gebeur. Dat dit 'n plek is waar mense in 'n verhouding met God en mekaar leef. 'n Plek waar gesinne en individue wat kerkloos en kerklos en kerk seer gekry is, 'n plek kan vind waar hulle tuis voel en waar hulle die Here kan aanbid.
So wat wil ons aanpak in die volgende 6 maande? En die eerste ding wat ons wil aanpak is, ons het agtergekom dat party van die sondae waar daar baie mense is, dat daar nie genoeg parkering is nie. En ons het begin praat met ons bure hier agter my by die Circular Business Park en meeste van die eienaars het begin instem om te sê dis reg. Ons kan hulle parkering gebruik sodat ons nie hier oor 'n besige straat hoef te gaan nie, daar dan nie mense is wat buite hoef te stop nie. As ons groot funksies en so aan het ons ook agtergekom dat daar's nie genoeg plek binne nie. So ons gaan om 'n hek in te sit tussen ons en hulle, gaan ons min of meer R60,000 daarvoor nodig hê. Dan wil ons, party van julle sê, wow, hallo, dankie tog, wat hier sit met waaiertjies elke Sondag. Ons wil die gebou verkoel. Ja, ons het net ventilasie, so dis soos 'n venster wat jy oopmaak. Ons wat ook al buite se temperatuur is, blaas ons in. So as dit warm buite is, blaas ons vars lug binne in, maar ons wil dit graag verkoel. En dit is ongelukkig 'n baie groot projek en die eerste fase daarvan is omtrent 425,000. So ek dink ons almal besef ook as jy in 'n plek sit en hoe langer 'n mens binne in 'n plek sit, hoe warmer word dit, want mense se lywe maak 'n plek warm, raak dit ongemaklik. En ook wanneer ons dit uitverhuur vir mense, raak dit ongemaklik en dan bly hulle weg. En ons wil graag hê almal moet net dit kan lekker geniet om hier te wees. Ons klank, party van julle sê, wat's fout met ons klank? Ons moet dit opgradeer, want die agterste blokke, veral die laaste 2 rye, is nie op dieselfde vlak wat dit hier voor is nie. So party van julle word hier voor weggeblaas, en julle is fantasties en wonderlik daaroor, van julle sê, joh, ons klank is hard, en dan as jy daar in die agterste rye gaan sit, dan as die preek is, dan sê julle, maar kan julle nie so bietjie harder stel nie? Sodat ons die agterste gedeelte se klank nog nie opgegradeer het nie. En dan gaan nog so 2 rye, 3 rye agter inkom as ons genoeg parkering vir hulle het en dit sal vir hulle nodig wees om daai klank op te gradeer. En dan die 4de ding is ons het 'n groter skerm nodig. So 'n groter skerm gaan ons ook help met ons uitverhuurings en dit sal ons help om ons teater op standaard te kry dat enige iemand wat hier is, die plek kan huur. Ons het deesdae baie korporatiewe funksies wat groot skerms nodig het en ek dink ons almal weet as ons daai nog rye gaan bysit, gaan dit definitief nodig wees en is ook 'n groot uitgawe, is R470,000. So dit beteken dat ons in die omgewing van R1.15 miljoen nodig het. Nou dis ongelukkig groot uitgawes. Ons kan nie sê ons gaan 'n halwe skerm koop soos wat ons die stoele projek gehad het en sê ons gaan 'n kwart skerm of 'n halwe skerm koop nie. Ons moet ongelukkig 'n hele skerm koop. So daarom is dit 'n projekte wat moeilik is om aan te pak, maar die goeie nuus wat ek vanoggend vir julle wil gee, is dat ons het reeds 'n R250,000, R250,000 om mee weg te spring. En dit is bedrae wat gekom het deur hierdie jaar se fondsinsamelings vir ons bouprojek. Dis bedrae wat gekom het deur uitverhuurings, deur ons teater uit te verhuur en te gebruik, funksies wat ons gehad het en so aan. En deur julle bydraes het ons surplusse opgebou in die verlede in ons algemene fonds en ons kan dit eenkant sit om na ons boufonds toe oor te skuif. So dit beteken ons vertrou die Here vir min of meer R900,000 vir die volgende 6 maande. Ons het al in die verlede dit gehad, toe ons nog in die skoolsaal was, dat daar ook individue was, wat gesê het, ons sal nou daar een opsit, al net weer terug, wat individue wat gesê het, dat hulle sal rentevry vir ons 'n bedrag leen, en ons as gemeente kan dit op 'n kort termyn vir hulle teruggee, om dit ons in staat te stel, om so groot bedrag te kan op een slag uitgee. En dit het ons gedoen. So as daar besighede of individue is, wat moontlik so iets wil doen, is julle ook welkom. Ek gaan vra dat ons host vir ons net daai vormpie sal uitdeel wat hulle het. Nou weer eens, julle is onder geen verpligting nie, niemand gaan vandag iets gee nie. Ons gaan net so 'n vormpie vir julle afstuur, dat julle in julle ry net een kan kry per gesin, julle kan maar uitdeel. Sal julle gou vir ons uitdeel asseblief? En dit is waarvoor ons die Here vertrou vir die volgende 6 maande. Is dat jy sal bid en saam met jou gesin sal gesels en praat, dat julle sal kyk, vir alles jy gemeentelid is, wat julle kan bydra moontlik vir ons bouprojek. Nou ons het al 'n paar keer deur die verlede het ons sulke projekte aangepak, en dit was nog altyd vir ons 'n kwessie van dat elke druppel tel.
En ek wil net vir julle weer wys hoe ons dit al in die verlede gedoen het, omdat ons glo dat elke persoon, maak nie saak hoe groot of hoe klein het die vermoë om iets te gee. Om by R900,000 in 6 maande uit te kom, kan ons byvoorbeeld, as julle daar op die skerm sien, as ons 100 gesinne het, wat R100 kan gee, en as 100 gesinne wat R250 kan gee, en 30 wat R500 kan gee, en 20 wat R750 kan gee, 15 wat R1,000, 15 wat R1,500, dis vir 6 maande maandeliks kan gee. En dan eenmalige bedrag, dat ons sê ons vertrou die Here, dat daar een gesin of persoon sal wees wat 100,000 kan gee, een gesin wat 50,000 kan gee, 2 wat 25, 3 wat 15 en 5 wat 10,000 kan gee. Sal dit ons min of meer by 'n bedrag van 900,000 uitbring. So, julle kan ook, as jy nie die vormpie wil invul en later wil terugbring nie, kan julle ook aanlyn, kan jy net in jou foon se browser, jou Google Chrome of jou Safari, waar wat jou foon is, kan jy net intik tiny.cc /, ons bou. En dan sal jy ook by 'n plek uitkom waar jy kan sê, dis wat ek graag wil gee. So ons wil elkeen van julle vra dat julle saam met ons sal bid en sal gesels en sal dink wat julle moontlik kan gee. En soos ek sê, ons glo werklik elke druppel tel. Daar in Markus 12 staan Jesus by die tempel en die weduwee kom en sy gooi haar 2 muntstukke in. En as hy die 2 muntstukke ingooi, dan sê Jesus na die tyd, maar sy het die meeste gegee. En ek wil altyd ons perspektief so reghou, dat ons altyd besef, dat dalk daai kind, wat besluit, ek wil R100 'n maand van my sakgeld gee vir die volgende 6 maande, het 'n groter opoffering gemaak, as die persoon wat uit hulle oorvloed R100,000 gegee het. Die Here weet presies wat die opoffering is, wat ons maak. So ons harte is, dat jy saam met ons sal bid, dat jy sal sien waaroor dit regtig gaan, dat dit gaan nie oor 'n gebou nie, dit gaan nie daaroor dat ons fancy wil wees, en ons wil groot goed aanpak, terwille daarvan dat ons as 'n gemeente moet mooi lyk van buite af nie. Dit gaan oor mense lewens wat verander. En as ons daai perspektief kan hou, dat ons dink dat elke keer wat 'n gesin hier kan sit en die Here kan vind, elke keer wat ons weer iemand hier kan doop, en ons kan sê, maar dit verteenwoordig 'n lewe wat verander is, dan is dit iets van die moeite werd is, dan is die opoffering wat ons gemaak het die moeite werd. En ons gemeente het so sterk gegroei die laaste paar jaar eintlik, dat dit is net verstommend, en elkeen wat al langer as 2 of 3 jaar is, sal sê, joh, ek ken baie van die mense nie, as ek hier instap. En dit is fantasties, maar kom ons besef altyd, dat is lewens wat in die Here se hande is, wat hy vir ons gee, en is ons voorreg om hierdie nalatenskap vir die Here te los, van mense lewens wat in hierdie proses verander. Nooi jou vriende om hiernatoe te kom. Dit is vir ons so mooi om getuienis te hoor van mense se lewens wat verander, as hulle plek kry waar hulle die Here kan aanbid. En bid saam met jou gesin, dat julle kan gesels daaroor wat julle moontlik vir die volgende 6 maande kan gee. Ons gaan ook vanoggend